Here, dis nie soos ons dit ken nie, en in ons harte voel ons dalk ons sou dit anders wou gehad het. Maar Here, hierdie is die beste wat ons vandag vir Gert kan gee. U ken sy hart, U ken ons harte. En daarom bid ons Here, dat ons ook in hierdie oomblik U troos sal beleef. Mag die Trooster, die Heilige Gees self, in elkeen van ons harte kom werk. Mag U woord vandag vir ons troos bring, en mag elkeen van ons vol word van U genade. Dankie vir die God wat U vir ons is. Ons loof en prys U naam. Amen. Ons weet en ons hou vas daaraan, dat Gert soos ons geglo het in God. En daarom bely ons ook vanoggend saam, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Van die oomblik wat ek die nuus van Gert se dood ontvang het, was my hart soos julle sin stikkend. Want ons is mens, en as ons hartseer nuus kry, of as ons iemand in die lewe aan die dood afstaan, is dit vir ons as mens moeilik om dit te verwerk. Vir verskeie redes. Omdat daardie persoon 'n groot impak hier en nou tog in ons lewens gehad het. En dat ons vir Gert geweldig baie gaan mis. Ons is hartseer, want ons weet dat daar's nog so baie wat ons dalk sou wou met hom deel. Ons is hartseer want hy het 'n impak gehad. En hy het verseker impak gehad op verskeie mense se lewens. En ek was verstom eintlik op hoeveel mense en ook wie se lewens hy wel impak gehad het. Kinders, jong mense, ou mense, vriende, familie. Gert gaan definitief gemis word. Maar van die eerste oomblik af was ek baie bewus van tyd wat ons gegee word op aarde. Want wie sou nou gedink het dat Gert vroeg van ons sal weggeneem word? Tog 'n vol lewe. 'n vol lewe. En daarom het ek gedink, wil ek vanoggend met julle iets deel oor die tyd wat Gert baie goed geken het. En dit is ewigheid. Dit is nie 'n nuwe tydperk wat vir Gert aangebreek het hier nie. Gert het die ewigheid reeds geken. En ons elkeen kan getuig van stories, staaltjies, lewenservaring saam met Gert, waar ek en jy kan sê, dat hierdie man se lewe het getuig van ewigheidswaarde. Daarom deel ek met julle 'n gedeelte uit Johannes. En hierdie spesifieke gedeelte is wanneer Jesus saam met die disippels kort voor sy kruisiging daar in die bofortrek ontmoet. En dan bid Jesus vir sy disippels. Hier weet Jesus dat hy gaan sterf van die kruis, hy weet hy gaan opstaan uit die dood, en hy weet ook dat hy gaan opvaar na die hemel, en dat hy weer by God gaan wees, aan sy regterhand, besig om vir ons 'n plekkie gereed te maak. So Jesus skryf hierdie gebed, of bid hierdie gebed, met
die verwagting vir dit wat hy weet wat gaan kom. En dan staan daar in Johannes 17 vers 1, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Dit is die ewige lewe. Daarom kan ek vandag hier by julle staan en met oortuiging vir julle sê, dat Gert het die ewige lewe reeds geken. Want hy het vir God geken. Want dit is wat die ewige lewe is. Die ewige lewe is om vir God te ken. In 'n verhouding met hom te wees. Dis nie sommer maar net 'n kennis in terme van ek groet daardie persoon gereeld nie. Dis 'n intieme verhouding. Dit is om iemand werklik te ken. Gert het vir God geken. En almal wat vir Gert geken het, het dit gebeur. En omdat ek en jy met oortuiging kan getuig dat Gert vir God geken het, kan ek en jy met oortuiging weet dat hy ook die ewige lewe reeds ervaar het. Dat 21 Mei om by 11 die oggend nie sy eerste ontmoeting met die ewige lewe is nie. Of was nie. Hy het dit reeds geken. En dat daar nie in Gert se lewe nou 'n begin en 'n einde net was nie. Maar dat Gert steeds leef saam met Christus in sy teenwoordigheid. Vir my en jou wat agterbly, was daar 'n begin en 'n einde. Maar omdat ons vir God ken, kan ek en jy vandag ook die troos van die Here ontvang. Dat ook ek en jy nou reeds die ewigheid kan beleef. Dat ook elkeen van ons naby aan hom, bietjie verder, vriende, familie, dat elke een van ons kan weet, dat deurdat ons God ken, ja, is ons hartseer, maar ons is hartseer met harte vol hoop. Hoop op 'n toekoms saam met God. Hoop op 'n toekoms waar God ook vir my en jou troos sal gee, en ook vandag reeds troos bring. Verder staan daar in Johannes 17 vers 4 tot 10, dan skryf Jesus oor hierdie verhouding tussen hom en God, en sy gebed dan vir sy disippels. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring, wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het van u kom. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het van u afkom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het aangeneem en tot oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. En dan bid Jesus, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Dit is tog wat Jesus kom doen het. Ons sê gereeld vir mekaar, ja, Jesus het na die wêreld toe gekom, hy het wonderwerke gedoen, hy het gesterf aan 'n kruis vir ons sonde, hy het opgestaan uit die dood, hy leef in ons, deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie Jesus, sy lewe, sy werke, alles vir een rede, om God, die enigste ware God, te verheerlik. Gert as 'n kind van God. Gert as iemand wat geleef het, soos 'n kind wat behoort aan die Here.
iets verstaan van wat dit beteken om met jou hele lewe die Here te verheerlik. Hy het dit nie net in sy fisiese lewe toegepas nie, hy was 'n fikse man, liggaamlik, maar hy was ook geestelik 'n fikse man. En hy het dit gedeel met ander. Hy het so groot impak in ons gemeente op ons jong mense se lewens gehad. Soveel van sy katkesante het vir my boodskappe gestuur, jong mense, wat gesê het, Gert het so groot impak op my lewe gehad. Omdat hy vir God geken het. En omdat hy nie geskroom het om dit te deel met enige iemand nie, jonk en oud. Gert was 'n voorbeeld van God se liefde vir baie van ons. En terwyl ons hierdie week ook in die tyd van Pinkster is en juis binne ons gemeenskap gesels oor die gesigte van liefde, is dit vir my kosbaar om vandag te kan weet dat deur Gert se lewe kon ek God se gesig van liefde sien. En het ook ek meer van God geleer by Gert van Rooyen. As Jesus dan die laaste paar woorde vir die disippels sê, dan sê hy, ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle, die disippels, bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe, en dan bid hy, Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Wanneer ons die Here verheerlik met ons lewe, dan beteken dit nie ons vorm 'n afsonderlike groepie wat onsself afsonder van die wêreld nie. Ons verheerlik die Here binne hierdie wêreld. En ook dit het Gert beter as baie van ons verstaan. Om in sy elke dag daar in sy werkswinkel, onder sy werksmense, in sy lewe, selfs toe hy in die polisie was, die Here te verheerlik. Dit is tog vir my spesiaal, dat Gert juis op ons herdenking van Hemelvaart gesterf het. Juis dit waarvan Jesus hier praat. Jesus het hier geweet, hy gaan na die Vader toe gaan. Jesus het hier geweet, hy gaan langs die Vader sit om vir ons elkeen 'n plek gereed te maak. En juis op die herdenking van so 'n dag, sterf Gert van Rooyen. En ek seker, toe hy daar opdaag, het hy dadelik die Here Jesus Christus begin help, om 'n plekkie vir ons gereed te maak, reg te maak, goedjies reg te maak, sodat ook ek en jy, in die lewe wat ons vandag nog leef, die troos van die Here kan ervaar, maar ook met hoop kan lewe, dat ons eendag weer, ook daar sal wees, in die huis van die Here, waar God die Vader, vir elkeen van ons wag. En Jesus bid hier vir bewaring van die wat agterbly. Henry van der Walt, die boer op wie se plaas Gert gesterf het, getuig daarvan dat in die eerste oomblikke toe hy by Gert kom, was al wat hy kon aan dink is om te bid. En hy het nie regtig vir Gert geken nie, wat dit meer spesiaal maak. Maar 'n man wat nie vir Gert eers geken het nie, het vir hom gebid, en was in daardie oomblik oortuig daarvan, dat Gert by die Here is. En selfs hy het die warmte van God se hart daar ervaar. En dit bevestig vandag aan my en jou hierdie gebed van Jesus, wat ek glo ook Gert se gebed vir ons sal wees. En spesifiek, Lizzie, vir jou en vir jou kinders, dat die Here julle sal bewaar. En daarom staan daar in die laaste verse, vers 24, Vader, ek wil graag hê, dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees.
sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. En dan sê hy, regverdige Vader, die wêreld ken my nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Met daardie troos is ons vandag by mekaar. Christus is in ons, by ons. En so sal Gert ook vir die res van ons lewens in ons, by ons wees. Sal hy van die res van ons lewens 'n impak hê op wie ons is, op die keuses wat ons maak. Want dit is die man wat hy vir ons was. Kom ons word stil en dan bid ons saam. Here, vanoggend bid ons dat U vir ons sal bewaar. Dat ons ook in ons lewe U sal ken, sodat ook ons, soos Gert, met ons hele lewe U sal verheerlik. Dat ons U liefde met ander sal deel, en dat ons nie 'n oomblik sal mors nie, maar dat ons elke sekonde van die lewe sal gebruik tot U heerlikheid. Here, dankie dat U vir ons vir Gert in ons lewens gestuur het. Dankie vir elkeen van ons wat hom kon ken. Here, vir wie hom kon lief hê. Here, dankie vir die man wat Gert vir Lizzie deur haar hele lewe was. Dankie vir die liefde wat hy vir haar gegee het. Here, dankie vir die pa wat hy vir Jolande en Gerry was, en die skoonpa vir Dawie. Here, dankie dat ons hierdie man kon ken. Dat ons die impak van sy lewe in ons lewens kan steeds voel. En Here, gee dat ons deur die krag van die Heilige Gees ook nou ons lewens sal aanhou leef tot verheerliking van U heilige naam. Amen. Geliefdes, die familie het op julle boekmerkies wat julle kan saamneem 'n brief geskryf, en ek wil dit graag net lees ter wille van die familie en vriende wat na die tyd ook na die boodskap gaan luister. In liefdevolle herinnering aan Gert van Rooyen. En hierdie was nog altyd vir my special vandat ek hier gekom het. Ek en hy verjaar op dieselfde dag. Hy is gebore 11 September 1962. En hy is oorlede 21 Mei 2020. Gert, ons liefdevolle eggenoot, pa, broer en vriend, oorlede donderdag 21 Mei. Hy was vir ons geleen en skielik van ons af weggeneem, maar ons is dankbaar vir elke oomblik en herinnering wat ons gehad het. Ons sal altyd met liefde en deernis terugdink aan 'n man wat werklik in wese en in daad liefde uitgestraal het. Die familie dank die Here vir sy voorbeeldige lewe, goeie hart en onskatbare talente wat hy met almal gedeel het. Ons almal gaan hom baie mis. Ek wil sommer net ook van my kant af en van Kraddock Noord gemeente se kant af ook net so 'n woordjie sê, en dit is net dat Gert was regtig 'n voorbeeld vir baie van ons. En ek luister na soveel mense se getuienisse in die gemeenskap oor wie Gert vir hulle was. En dan weet ons dat ons hom regtig gaan mis. Ek persoonlik gaan sy inpop by my en Karine in die Sarimus. Sy vinnige ou grappie wat ons na die tyd net gou weer aan mekaar herhaal om net weer daaroor te kan lag. Ja, en daai vinnige koffie, en ek noem dit vinnig, want dit was wie Gert was. Alles het vinnig gebeur, maar alles het gebeur, en geen tyd was gemors nie. En dit is iets wat ek altyd van Gert onthou. Hy het ook nie tyd gemors om
sy liefde van God met ons te deel nie. Ons musiekspan het ook baie nou saam met Gert gewees, alhoewel hy nooit self mos nou eintlik gesing het nie, was Gert se deel van die musiek. En die enigste rede daarvoor is dat hy regtig waardering daarvoor gehad. Soveel kere na die erediens het hy by Erika kom staan en gesê, ja, dit was nou vol mooi. Daarom ek vandag ook vir julle Highland Cathedral gespeel het, een van die liedere wat hy keer op keer vir Erika gesê het, speel net weer daai ene. En Erika het hom spesiaal opgeneem, gister vir Gert. En wat meer spesiaal is, donderdag toe ek hier by Lizzie in die kombuis gesit het, en vir haar vertel het die slegte nuus, was Erika besig om daardie lied in die kerkgebou te speel, sonder dat sy geweet het, dat Gert oorlede is. Daarmee wil ek vir julle sê, dat Gert het deur die krag van die Gees regtig impak gehad, en sal vir ewig op ons lewens en op hierdie gemeente 'n impak hê. Ons loof en prys die Here vir hierdie man, ons loof en prys die Here dat ons hom kon ken, en ons sal aanhou om die Here te loof en prys, want ons glo steeds dat hy ons enigste verlosser is. Daar is ook sommer net 'n paar mense wat ek namens die familie wil voor dankie sê, en ons wil niemand uitsonder nie, maar ek wil net dankie sê sommer vir almal wat vir Lizzie en Jolandi en Gerry van die eerste oomblik af ondersteun het, almal wat iets aangedra het, die kos, die liefde, enige iets, baie, baie dankie daarvoor, oproep, boodskappe waarvan daar baie ingevloei het, verskriklik baie dankie vir julle bystand, nie net tot hier toe nie, maar ook in die dae wat kom. Ons wil ook net in sy afwesigheid vir Henry van der Walt, die boer op wie se plaas Gert oorlede is, ook voor dankie sê, vir hom en die werksmense wat saam met hom was, wat dadelik by Gert was, wat die polisie in kennis gestel het en alles hanteer het daar op die toneel. Vir hulle is ons baie dankbaar. Ja, en sal ons ook ons dankie aan hom oordra. Ons wil ook sommer op daardie noot sê dat bid ook saam met ons vir Henry en ook sy werksmense wat die dag daar was. Dan sê ons ook dankie vir die polisiediens se optrede en hulle hulp, vir Johan en Tannie Petromigo, wat dadelik vir Henry tot hulp was, toe hy niemand geken het wat vir Gert ken nie, omdat hy ook nie vir Gert geken het nie, sê ons ook vir hulle baie dankie. Dan wil ek ook net vir al Lizzie se kollegas baie dankie sê, die van hulle wat ook dadelik opgedaag het, haar ondersteun en ook vir haar ruimte skep om in hierdie tyd te kan rou. Vir die hele gemeenskap van Craddock, baie dankie. Dankie vir die liefde wat julle ook vir die familie toon. En dan wil ons ook net dankie sê vir Afpop, wat ons gehelp het met die reëlings, en wat ons ook gehelp het om onder hierdie streng inperking wat ons steeds is, die geleentheid te kan skep, en vandag ook hierdie geleentheid te kan hê om te rou. Ek wil dan net ook so reëlingkie met julle tref, daar mag geen tee of enigiets na die tyd wees nie, daar wil ek vra, dat ek weet dit is moeilik en sleg, en ons wil nou hats en kieses uitdeel, maar bære dit maar. Ek gaan vra dat wanneer ons afgesluit het, dat julle net sal verdaag, en wanneer julle weer geleentheid het, kom so, eerder op julle eie tyd, op 'n ander tydjie weer by dit die kuier. En gun hulle ook die geleentheid as familie om nou saam te wees. Paulus, as hy skryf oor ons menslikheid, maar ook, dan praat hy oor ons is maar 'n tentwoning, ons ken dit baie goed. Maar wanneer hy daaroor skryf, dan sê Paulus, dat omdat ons glo in God, is ons oë nie op die sigbare gerig. Ons oë, Lizzie, Jolandi, Dawie en Gerry, is gerig op die onsigbare. Die wete dat die Gees in ons woon, en dat hy self vir ons troos sal bring. En ons gaan afsluit met 'n loflied, dit is die woorde wat daar in julle hand is. Een van ons gemeente se, amper sê herkenbare liedere, wat juis getuig, dat omdat Jesus Christus lewe, kry ek en jy die geleentheid
om ook die lewe te leef. Kom ons sing hierdie lied saam. I believe in the sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my soul join the one that never ends, because He lives. I was dead in the grave. I was covered by sin and shame. I heard mercy call my name. He rolled the stone away. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my soul join the one that never ends, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. Every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Amen. Amen. I'm alive because He lives. 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 Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, every fear is gone. I know He holds my life, my future in His hands. Because He lives. Because He Mag God se genade en vrede by elkeen van julle wees. En mag elkeen van julle oortuig wees daarvan, dat omdat Christus lewe, ook julle steeds 'n toekoms het, 'n toekoms in Christus. Mag die genade
en vrede van God die Vader by julle wees. Mag die Here Jesus Christus deur die krag van die Gees julle kom troos. Hy sal julle gebede verhoor. En hy sal ook vir julle kom vrede gee. Amen.